Geliefdes, baie welkom by ons erediens vanuit Rit 1 vers 1 tot 22 met die tema toeval is nie toevallig nie. Baie welkom by die erediens. Geliefdes, ons volg alles wat ons in Rit ontvang het, die liturgie. En ek hoop is vir u 'n seën die woord wat ons van die Here ontvang. Nou geliefdes, ons begin daarom as fotum met Rit 2 vers 12. Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy 'n welverdiende beloning ontvang van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Nou, Rit gaan skuil by die Here, deur te gaan na Rit, na Naomi se God toe, en uiteindelik kan ons sien hoe die Here haar geseën het. En daarom, geliefdes, kom groet die Here ons met sy seën vanuit Rit 2 vers 4. Mag die Here by julle wees. Geliefdes, kom ons begin deur saam te sing 1,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless you, Lord. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name, sing like never before,
your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship your holy name. Jesus, I will worship your holy name. Worship your holy name. Geliefdes, as wetgedeelte kyk ons na Eksodus 20. En voordat ek dit lees, wil ek sommer net weer met u deel. Saterdag wat nou verby is, het hulle was dit weer in die nuus dat hulle die 10 gebooie opgerig het by Rockwell Historic Courthouse in Texas. En weer eens was dit 'n viering dat hulle sê, maar dit is waarop hulle wette gebaseer is. Nee, vir 'n tyd lank het hulle daardie tipe goed afgebreek by hulle howe, want hulle het gesê daar moet vryheid wees, en weer het hulle besef die belangrikheid daarvan, en dit is weer teruggesit. So daarso het dit nou weer in hierdie week gebeur, en net weer waardering, die 10 gebooie, wat se effek dit het op die wêreld, en daarom belangrik om dit in te skerp vir jouself en ook vir ons kinders. Ek lees vir ons Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy op die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God in jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Ook jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort. Geliefdes, voordat ons bid en die woord lees, kom ons sing daarom.
hom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, u genade het my deur alles hier tot hierdie dag gelei. En as ek val, is u by my, die het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek u my stem. Daarom juich ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek u my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir u, o Heer. Daarom sing ek, daarom gee ek u my stem. Daarom juich ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek u my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir u, o Heer. Daarom sing ek oor my lied vir u, o Heer. Daarom sing ek oor my lied vir u, o Heer. Liefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, u regeer van altyd af. En Heer, soos ons in rit ook sien ons hoe u regeer, selfs in tye wat u nie pertinent genoem word nie, kan ons sien, Heer, in die toevalligheid, in die manier hoe dinge gebeur, en mense wat op die regte tyd, op die regte plekke is, Heer, dat u ook so in beheer is, selfs in tragedies, selfs deur moeilike tye. Heer, en ons vra dat wanneer ons die woord lees vandag, dat ons dit sal raak sien. U weer help ons om ons vrede en ons rus by u te kom vind. Heer, en help ons vir elkeen wat deur 'n moeilike tyd gaan, deur 'n tragedie, kom staan hulle by, dat hulle ook hoop kan vind in daardie situasie. Sien hoe u dinge bewerk. Maar Vader, waar ons baie keer ook nie altyd die doel sien nie, help ons om u te vertrou. En weer maak ook so die regering sigbaar in ons land, maak dit sigbaar in ons wêreld. Heer, bring tog vrede. Heer, en ons kan sien, daar is 'n terugkeer na u wet toe. Wonderlik. Heer, gee vir ons die wysheid om ander so te leer. En eerstens, dat ons die heerlikheid daarin sien. Sien hoe wonderlik dit is om 'n gesin te hê wat dit onderhou. Wonderlik dit is om 'n gemeenskap te hê wat dit respekteer en doen. Heer, stuur dan om deur die Heilige Gees werk tog so in ons. Maak tog ons oë oop, maak die gemeenskap se oë oop, dat ons 'n lig kan wees, dat ons kan wys hoe wonderlik dit is om in gehoorsaamheid aan u te leef. Weer, en daarom kan ons dit ook eers doen wanneer ons oortuig is van die bestaan, wanneer ons vertroue het in die regering. En kom doen dit so tog vir ons, Vader. Help ons om vandag se gedeelte te verstaan en herinner ook te word aan u vergifnis deur u seun. Nie dat dit verdien nie, maar alleen uit genade. Bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, die gedeelte wat ons lees is Rut 1 vers 1 tot 22, net so vinnige oorsig. Rut was 'n vrou, sy het haar man, dit wat ons gaan lees, sy het haar man verloor en sy 2 seuns gehad, hulle is ook oorlede, maar hulle was getroud, so sy nou hierdie 2 skoondochters, een Orpa besluit om terug te gaan, Rut besluit om saam te gaan, en in die plek waar hulle toe nou geleef het, ontmoet sy daar vir Boas, en hy tree toe op as losser. Dis gewoonlik die ou wat, as jy familielid gehad het, as jou man gesterf het, dan moes daar, sy broer moes gekom het, en daai vrou geneem het, en gesorg het dat sy versorgd is, en dat as sy broer nie kinders gehad het, moes hy gesorg het dat daar nageslag vir hom is, as sy naam oorgedra word. So al hierdie dinge het toe nou gebeur daarso, en uiteindelik kry Rut toe nou weer 'n kind, en
die boek sluit vir ons af waar dit gaan tot by Dawid. Nou, geliefdes, die gedeelte wat ons lees is nou net die tragedie gedeelte en die gesprek tussen Rut en Naomi, maar baie word vir ons saamgevat in daardie gedeelte. So, ons lees Rut vers 1 tot 22. In die tyd van die leiers wat daar op 'n keer hongersnood in die land, en 'n man met sy vrou en sy 2 seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy 2 seuns Maglon en Kilon. Hulle was afkomstig van Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar 2 seuns alleen agtergebly. Die 2 seuns het later getrou met die Moabitiese meisie Orpa en Rut. Naomi en haar 2 seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar 2 seuns Maglon en Kilon ook sterf, het sy alleen agtergebly sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het deur vir hulle 'n goeie oes te gee, het sy in haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het. Op pad na Juda toe sê Naomi vir haar 2 skoondogters: "Julle moet liewer teruggaan na julle ouer huise toe. Mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. Mag die Here vir elkeen weer 'n goeie man en 'n heenkome gee." Toe sy van hulle af wou afskeid neem, het hulle begin huil en vir haar gesê: "Nee, ons wil saam met ma saamgaan na ma se volk toe." Maar Naomi het weer vir hulle gesê: "Gaan terug, my dogters. Waarom sou julle saam met my wou kom? Het ek nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring, sodat julle met hulle kon trou? Gaan asseblief maar terug, my dogters. Ek is te oud om weer te trou. Selfs al sou ek sê daar is nog 'n hoop vir my, al sou ek vandag by 'n man slaap, al sou ek nog seuns in die wêreld bring, sou julle kon wag tot hulle groot is? Sou julle ondertussen daarvan kon weerhou om te trou? Dit is onmoontlik, my dogters. Nee, my lot is swaarder as julle sin. Die Here het teen my gedraai." Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. Toe sê Naomi: "Kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe. Gaan jy nou ook saam met haar terug?" Maar Rut het geantwoord: "Moet my tog nie dwing om van hier af weg te gaan en om nou te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê eed voor die Here. Net die dood sal ons skei." Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle 2 is toe saam na Bethlehem toe. Met hulle aankoms in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad. En die vrouens het gesê: "Maar dis mos Naomi." Hierop het Naomi vir hulle gesê: "Moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai. Die Almagtige het 'n ramp oor my gebring." So het Naomi uit Moab teruggekom en Rut, haar Moabitiese skoondogter, was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin
van die garsoes. Geliefdes, ons tema vandag is toeval is nie toevallig nie. Nou, geliefdes, het jy al gewonder dat baie keer tref 'n tragedie u en dan kan jy tog nog steeds in hierdie tragedie God se voorsiening sien, of het jy dalk al gehoor van iemand wat een of ander tragedie het hierdie persoon getref en dan kan hy steeds nog getuig van God se voorsiening in hierdie tyd en praat van sy bewaring. En het jy al gewonder, maar hoekom het God dan nou nie dit in die eerste plek gestop nie? Hoekom het hy dan nou nie gekeer dat die persoon deur hierdie tragedie gaan nie? Of selfs al van jouself gewonder? Nou, dit gee vir ons baie goeie insigte oor hierdie dinge. En daarom kyk ons na die volgende dinge. Die eerste een, herstel is God se eintlike doel. Tweede een, tragedie vergroot mense goeie eienskappe. En dan die derde een, tragedie vergroot die mens se goeie eienskappe. En dan 'n vierde een is God se hand in toevalligheid. Nou geliefdes, ons begin daarom som met die eerste een. Herstel is God se uiteindelike doel. Nou geliefdes, om jy net op hoogte te bring van Rut, die volk is uit die beloofde land uitgelei, deur Joshua en streng opdrag gekry, dat hulle die 10 gebooie moet onderhou, dat hulle afgode moet afbreek, en dit het toe nou gebeur, en hierdie het gebeur so 1400 jaar voor Christus, so ons sal nou sien hoe ons al hoe nader kom, maar dit het daar gebeur, en God het vir hulle hierdie opdrag van die 10 gebooie gegee, want hy het gesê, ek wil julle seën in hierdie land, ek wil hê dit moet met julle goed gaan, en ek wil julle moet lank daar so in hierdie beloofde land bly. Maar dit is iets wat ons nou gesien het. Weereens, tot in Openbaring word dit vir ons gesê, dat die effek wat die 10 gebooie op jou lewe het, is dat dit laat met jou goed gaan, dit bring al hierdie goed en God se seën, juis in sulke tye. Nou geliefdes, Joshua het leiers aangestel, en solank as wat hulle geleef het, het die volk dit met ywer gedoen. Afgode afgebreek, 10 gebooie uitgeleef, maar toe hy dood gegaan het, toe begin hulle ophou. Dit was 'n tyd toe daar nog nie 'n koning was nie, hulle het nog nie leiers gehad nie, en toe begin elkeen besluit in sy eie oë wat is reg en verkeerd. Nou, hierdie die rigtertydperk, herinner ek jy weer, dit het so vir so 350 jaar aangehou, en of so 400, net om dit makliker te onthou. Maar wat nou gebeur het, omdat elkeen besluit het wat is reg en verkeerd in sy eie oë, het dit al hoe slegter en slegter en slegter begin gaan met die volk. En soos ons laas keer gesien het in Rigters, elke keer wat gebeur, hulle begin afgode dien, juist omdat dit goed gaan, nou is die probleme nie, so hulle begin afgode dien, en dan, wanneer hulle afgode dien, begin dit al hoe slegter gaan in die volk, en dan, as hulle nie meer kan nie, roep hulle uit na die Here toe, en dan is die Here hulle genadig, en hy rig 'n rigter op, wat hulle dan kom verlos, maar sodra dit weer begin beter gaan, dan begin hulle maar net weer geneig na die afgode toe. Nou, ons het hierdie siklus so keer op keer gesien, deurgaan. Nou, in die laaste 80 jaar, ek sal die wys daar in rooi, in die laaste 80 jaar van hierdie rigtertydperk, wat deel was van hierdie 400 jaar, uit die bloute, hoor jy van hierdie vrou, Naomi, en haar 2 skoondogters. Dit is eintlik 'n heeltemal 'n vreemde verhaal, 'n lukrake ding, maar en hierdie vreeslike tragedie wat hierdie mense tref, hongersnood en sy haar seuns gaan dood, haar man gaan dood. So dis hierdie vreeslike tragedie, maar 'n vreeslike ingryping van God in hulle geskiedenis, in hulle tyd, wat ons nou baie duidelik sal sien. Nou, God was besig om voor te berei, die volk voor te berei, deur hierdie mense vir die koningtydperk. Toe daar nou eers konings aangestel geword het, toe sal hulle nou vir 400 jaar konings gehad het wat oor hulle regeer. Nou as jy die boek Rut heeltemal deurlees, dan kom jy aan die einde van die boek, dan sê jy sien daar's 'n geslagregister, dit is 'n daar word vertel, Rut het toe nou uiteindelik 'n kind gekry, en daai kind het 'n kind gekry, en hy het 'n kind gekry, en so vir 10 geslagte word daar genoem. Toe kom Dawid, die koning, wat interessant is, want hy was nie eerste koning nie, hy was tweede koning. Maar toe kom Dawid,
En toe kom hierdie nuwe tydperk wat aangebreek het, wat God voorberei het. Nou hierdie koningtydperk het baie beterskap gebring, omdat hulle 'n koning gehad het wat hulle oorlog gevoer het, maar eintlik meer omdat die koning hulle gemaak het dat daar eenheid is, dat hy geleer het om die afgode af te breek en hy dit self ook gaan doen, maar daar kom baie meer 'n eenheid om dat hulle kan onderskei het van reg en verkeerd. Maar uiteindelik moet ons ook nou sê, dit het ook maar weer geflop, want die konings het ook maar al hoe verder en verder agteruit gegaan. Goeie ding van 'n koning is, as hy goed is, dan is die volk goed, maar as hy self sleg is, of hy soek die mense se goedkeuring, dan maak dit invloed op die hele volk. Dit het ook nou weer sy geslag. Maar wat belangrik is, wanneer die oorgang van rigters na Rut toe, ons leer baie daaruit, en daarom wil ek dit net vir so eentjie bespreek. Ons ook sien, Rut begin met die woorde dat daar nog nie 'n leier was nie. So die boek dui self van, dat dit in die tyd van die rigters gebeur het. Maar hoekom dit so belangrik is en deel van die tragedie, is om te wys hoe die volk agteruit gegaan het, die toestand van die land. Die hongersnood was ook maar 'n mate van hulle ongehoorsaamheid en die morele waardes wat laag was. En nou, die rede word baie herhaal. So ek gaan net bietjie terug na Rigters toe en lees dit weer vir ons. Veral die einde van Rigters eindig met hierdie woorde. Ek lees vir ons Rigters 21 vers 25. In daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie, en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Nou geliefdes, is baie gevaarlik. Nou hoekom is dit nou so gevaarlik? Is dat elke mens, alle mense geliefdes, ek en u ook, het teregwysing nodig. En ons het nie net, selfs die mense wat teregwys, het ook teregwysing nodig. En wat nou gebeur het, is omdat daar nie toesig was oor hierdie mense nie, het elkeen maar net gedoen wat hy wil, en hy kon self besluit of het reg is of nie. Hy het nie ander mense se teregwysing nodig nie, want hy besluit mos nou self. En selfs die Nuwe Testament, geliefdes, gaan so ver om te sê, as enige iemand dink, hy het nie sonde nie, is hy 'n leienaar en praat hy nie die waarheid nie. So selfs in die Nuwe Testament, en dit word vir kerke geskryf wat die Heilige Gees al gehad het, daar gestaan, almal het sonde. Geen mens is sondeloos nie. So, net weer herinnering, almal het vermaning nodig. Maar wat toe nou gebeur het, toe die volk nou begin afdwaal, en daar niemand is om hulle tereg te wys nie, het hulle nou net verder en verder afgedwaal. En as hulle nou self kan besluit wat reg en verkeerd is, dan het die mens gewoonlik die geneigtheid om eerder self te sê, maar dit is nie. Mense het mos 'n manier om jouself te regverdig. En dit is gewoonlik iemand wat wel al klaar fout gemaak het, of iemand wat gesien het hoe iemand anders 'n fout maak, wat sien om vir jou te sê, luister, daai wat jy doen is verkeerd, en jy gaan 'n fout maak. Jy was gewoonlik daai ouens wat nodig is. Maar dit was toe nou nie daar in die volk nie. Hulle het die tent van ontmoeting gehad, maar het nie meer daarna geluister nie. So elkeen het begin doen wat reg is in sy eie oë. Nou geliefdes, vandag, nog steeds, en dis ook baie keer so gevaarlik is as iemand sal sê, nee, jy weet, die Here het vir my dit of dat gesê, want baie keer het ons daai geneigtheid om eerder, jy weet, ek het self 'n gevoel, en dan besluit ek nou self, en dan, jy weet, jy hoor eintlik maar wat jy baie keer wil hoor. Jy hoor nie altyd wat reg is nie, mense het ander mense nodig om mense reg te wys, dis hoe die Nuwe Testament ook die kerk bymekaar gesit het. Maar die mens het ook maniere om homself te oortuig dat iets reg is. Mens soek altyd 'n rede, en dan begin jy so 'n bietjie ignoreer die goed wat dalk teen jou motivering is, en jy vat net dit wat jy self motiveer, en dis hoekom dit so gevaarlik is. Nou geliefdes, om ander mense afvallig te maak, is baie ernstig vir Jesus. So, dis hoekom ons daarna moet kyk, en selfs weet, Nuwe Testament is net so ernstige saak. Ek lees dit vir ons Matteus 18 vers 6 tot 7. Daar staan, elkeen wat een van hierdie kindertjies, wat in my glo, van my afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met 'n groot meelsteen aan sy nek in die diepsee verdrink. Hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat die mense afvallig maak. Sulke dinge kom noodwendig, maar weet die mens deur wie dit kom.
Jesus is baie ernstig daaroor. En hy sê, jy weet, as die ou, jy weet, hy sê daar gaan afvalligheid kom. Dit is iets wat gaan gebeur, maar hy sê weer daai mens deur wie dit kom. Nee, dit sal beter wees as hy verdrink, nee. So dit is Jesus is baie ernstig daaroor. En ons moet afvalligheid ook ernstig opvat. Nou geliefdes, jy weet vandag is daar ouens, elke ou wat YouTube kan oopmaak, ek doen dit nou ook oor YouTube, nee, wat deel van mense wat oor mekaar toesig hou en mekaar heeltyd regwys. En ons moet erken, nee, ons het ook foute, maar ons is heeltyd besig om mekaar reg te wys. Nou geliefdes, vandag, jy weet, 'n ou is net op YouTube en hy besluit self want hy wil nie deel raak van 'n groep wat nou vir hom gaan sê wat om te doen nie, en hy wil nie deel raak nie, jy weet, elkeen maar vir homself. Jy weet, begin ouens ook maar self besluit wat is reg in sy eie oë. En hierdie ou het daai opinie en daai ou het daai opinie en jy weet, hy hoef nie onderdanig te wees aan enigiemand en hy het groot gevolg, mense wat hom volg, en die wat hom nie volg nie, gaan kyk om eenvoudig nie, of hulle lewer baie keer kommentaar, maar daai is ook so maklik reguleerbaar. En of die kerke word so opgestel deesdae dat dit soos 'n besigheid gehardloop word, dat jy weet, jy kry hierdie celebrity leiers, jy weet wat om so saamstel dat niemand hom kan teregwys nie. Goed, ek het nou 'n video gesien van Ad Boshoff byvoorbeeld, en hulle het vir hom in 'n video gevra, jy weet, dit was 'n konferensie, so dit was publiek, dis nie eers iets wat agter deure, dis nie soos 'n kinderstorie of iets nie, dis iets wat openbaar, wat hy daarso gesê het, en hulle het hom toe nou gevra, hoorie, wanneer is dit geldig om iemand te fire? En toe sit uit sy eie woorde, wat hy toe nou sê, nee maar, jy weet, hulle noem het 'n ding wat hulle advance, wat hulle dit noem, so dis so by einkoms, en dan sê hy laat hulle baie laat wakker word, sodat hulle amper nie meer daai wag voor die mond het nie, en dan luister hy, en as hy iets hoor wat buite plek is, dan fire hy daai mense. En toe het hy nou 'n voorbeeld genoem van so ou, wat onder andere gesê het, jy weet, ons is nie om mense te dien nie, ons is hier om God te dien, en toe hy dit sê, jy weet, soos verskriklike goed, nou hoe kan so ou tereggewys word? Jy weet, wat eintlik nie ter reg gewys wil word nie, wat self wil besluit. So dit is uiters gevaarlik, maar mens sien dit baie algemeen vandag. En tweedens, ja, dit kom nou nie van die Heilige Gees af nie. Jy weet, as selfs Paulus, nadat hy lank 'n Christen was, Petrus, nadat hy Jesus self geken het, die uitstorting van die Heilige Gees, sy toespraak gelewer het, toe het hy later in sy lewe weer teregwysing van Paulus nodig, in Galasiërs 2. So selfs daai manne teregwysing nodig gehad het, hoeveel meer sal vandag nie? Jy weet, baie keer sê hulle, nee, maar ek het die Heilige Gees nie, en kyk wat het alles gebeur, en dan sal nou, jy weet, dit gebruik as 'n verskoning, maar dit is hoe dit vandag gaan, en geliefdes, as selfs Paulus hulle nie dit nodig gehad het. Nou geliefdes, die verdere probleem vandag, nee, is dat mense sal baie keer preek, en jy sal die Bybel preek in sy vermaning en sy barmhartigheid en genade. Jy weet, 'n ou wat dit nie wil hoor nie, wat eintlik maar net self ook wil besluit wat reg is, hy gaan net na die volgende uit. Nee, en daar's genoeg ouens wat sal goedkeur sy siening wat nou nie met die skrif ooreenstaan nie. Die Bybel waarsku ons baie duidelik in die Nuwe Testament van sulke tye. En so begin ons ook as 'n land al hoe verder en verder wegbeweeg, omdat daar nie eenheid is nie, omdat elkeen maar wil besluit wat hy self wil besluit. En geliefdes, soos wat ons gesien het, nee, dit morele agteruitgang het 'n effek op die ekonomie van die land, dit het 'n effek op die gesondheid van mense in 'n land, en op die misdaad, nee, van 'n land. En jy weet, in huisgesinne, jy weet, daar waar dit geonderhou word of nie geonderhou word nie, dit effek op die kinders se ontwikkeling en alles, nee. So dit het 'n enorme effek op alles. Dit deursuur regtig die hele gemeenskap. So die toestand van die land in die Rigtertydperk. En ek dink dit is juis hoekom Rut begin met hierdie vreeslike tragedie, is juis om die toestand vir die land vir ons te wys. Nee, ons weet hier aan die einde dit al hoe slegter en slegter geraak, veral as jy die Rigters lees, maar nou Rut herinner ons daaraan. Maar dan sien ons hoe hierdie Moabitiese skoondogter van haar, so sy's nie eers 'n Israeliet nie,
hierdie Moabitiese dogter van haar kom en lojaal bly aan haar. En julle weet, as Moabiet sou sy dit baie moeilik gehad het in Israel. Nou dat Naomi wil teruggaan, nou sê sy van, maar gaan terug na jou eie volk toe. Tog kom haar loyaliteit juis sigbaar deur in wat met Naomi gebeur het en die manier hoe sy reageer daarop. So geliefdes, God se uiteindelike doel nou met Naomi is die toestand van die land om dit te herstel. Nee, en ons weet, nee, as 'n land so gaan, dit is sleg om dan, so sê enorme genade dat die Here herstel bring. Maar dit is sy uiteindelike plan met Naomi en Rut en ook met ons wêreld, nee, in elkeen van ons wat Christen is. Maar dit bring ons by die tweede punt. En dit is tragedie vergroot 'n mens se goeie eienskappe. En wat ons daarmee bedoel, en ek wil net vergelyk, jy weet hier met tussen Orpa en Rut, wat daar gebeur het, sy twee skoondogters. Dit is nou interessant, want dit is amper 'n kontras tussen die twee. Die een besluit om terug te gaan, maar Rut besluit om saam te gaan. En ek lees net daar woorde vir ons, in Rut 1 vers 16 tot 17. Maar Rut het geantwoord, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, waar u bly, sal ek bly, u volk is my volk, u God is my God, waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word, ek lê 'n eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Nou kom hierdie so belangrik is om raak te sien, geliefdes, Rut, wat eintlik, jy weet, 'n vreemdeling is, sy het hierdie goeie gedrag teenoor haar skoonma, hierdie loyaliteit, die liefde, sy sal later, sy ook vir haar ma gesorg het, gaan kos gaan versamel het op die land, en haar ma so gehelp het. En dit word so vergroot, want hier kom hulle terug, hulle hoor van al die smart wat Naomi deurgegaan het, en hulle staan verstom oor Rut, hoe sy lojaal gebly het aan haar ma, en hoe sy toe nou verder vir haar sorg, en dit gaan nie ongesiens verby nie, die mense sien dit. En sy het mooi vir haar ma gesorg. En die vraag, geliefdes, wat ek baie mee geworstel het deur hierdie goed, nee, en waarmee ons begin het, is hoekom is hierdie vreeslike tragedie nodig vir waardeur Naomi gegaan het om herstel te bring aan die land Israel? Maar wanneer jy hierdie verhaal so lees, nee, dan sien 'n mens hierdie goeie eienskappe van Rut kom juis uit toe hierdie tragedie haar getref het. En geliefdes, soos wat ons gesien het, nee, hierdie gebeur 1500 jaar voor Christus, so vandag nog, nee, lees mense van Rut, so vir vandag af omtrent al 3500 jaar beïnvloed hierdie tragedie die hele wêreld. Nou, soos wat die Bybel geskryf is en soos wat dit deel was van Israel se so te sê Bybel, nee, so dit het 'n enorme effek op die hele wêreld gehad, dit wat daar gebeur het en die wêreld so beïnvloed. Nou geliefdes, jy sien, as gevolg van dit wat Naomi en Rut gedoen het die mense haar bewonder. En dit het juist deel geraak van Rut se nageslag. Nee, want wat gebeur het, Rut kry 'n kind en hierdie hele verhaal van wat met haar gebeur het en hoe die volk dit bewonder en hoe God vir haar gesorg het, raak deel van haar nageslag se identiteit. Nee, sy het basies 'n held geword vir die Israeliete. Nee, in 'n tyd van donkerte, om te sien hoe 'n vrou soos dit gesorg het vir haar ma, gee hoop, en jy weet, die mense het dit bewonder. En natuurlik, in die Bybelse tyd het 'n ding soos dit is oorvertel en oorvertel. Jy weet, vandag vergeet ons baie meer, want daar's 'n hele wêreldse stories wat ons elke dag inneem, en goed, daai tyd was dit nie so algemeen nie. Hulle het nie koerant gehad nie, hulle het meestal oorvertel wat gebeur het in die vorige lewe. So 10 geslagte was eintlik min vir hierdie storie om oorvertel en oorvertel en oorvertel te word. Nee, en as ons net sien hoe hulle hierdie stories bewaar het tot Jesus gekom het, nee, van daar af het dit ook baie meer neergeskryf en opgeteken geword. Maar geliefdes, jy weet, hierdie raak so deel van hulle
lewe. En natuurlik as jy die persoon wat jy bewonder, dis die persoon soos wie jy word, nee, so die nageslag, hulle bewonder van Naomi, hulle bewonder later ouma Groetjie, en hulle word soos wat sy was. En nie net sy nie, ook Boas, haar man, ons gaan later 'n bietjie oor haar praat, maar dit gee soveel betekenis aan hierdie gebeurtenis. Want 'n mens vra baie keer, jy weet, hoekom hierdie slegte ding waardeur ek gaan? Jy weet, wat se doel het dit? En ons kan dit glad nie baie keer sien nie. Maar God werk met ons in sy ewigheidsplan. Nee, dis baie belangrik om raak te sien, dat hierdie gebeurtenis het sy hanteer op so 'n manier, dat sy God verheerlik het, in wat sy gedoen het. Na die tragedie kon Rut vir God verwerp het. Nee, inteendeel, sy kon gevra het, maar, jy weet, die Moabiete het hulle eie gode. Hierdie God van Israel, hy het my daar nie gehelp nie. Nee, sy kon dalk verwerp gevoel het, maar hierdie God van Israel het haar dalk verwerp, omdat sy 'n Moabiet was. Sy kon dalk op 'n manier begin lewe het, juis om die teenoorgestelde te leef as wat God wou. Maar egter, doen sy dit nie. Sy verheerlik nog steeds God in die manier hoe sy lewe. Net om dit te beklemtoon. Die verhaal gaan verder, en die gebeurte, sy kom later by Boas aan. Boas was die losser van Naomi, dit is maar basies 'n familielid, wat vir jou moes gesorg het in die tyd, as iets soos dit met jou gebeur het. Maar selfs hy, nee, daar word ook 'n klem gelê, juis op sy gehoorsaamheid, op 'n manier hoe hy vir Rut gesorg het, nee, jy weet die manier hoe hy die armes gesorg het, en hy herinner sy mense aan die wet, wat sê, hulle mag nie, as jy koring geoes het, mag jy nie dit wat nou geval het weer optel nie, want dan moes vir die armes gesorg word, so die armes mag dit opgetel het, en hy sê, maar doen dit sommer ekstra, maar hy herinner hulle aan daai gehoorsaamheid, so sy gehoorsaamheid kom ook weer tevoorskyn, juist deur hierdie tragedie. En die manier hoe hy Rut hanteer, en hy het op 'n stadium na hom toe gekom, en hy sê, ja, maar wag, kom ons gaan doen dit op die regte manier, daar's nog wetlike aspekte wat afgehandel moet word, so hy tree ook volgens die wet op teenoor die res van die volk, so ook hy word, sy goeie eienskappe, kom baie sterk tevoorskyn as gevolg van hierdie tragedie. En ook hy, nee, word hierdie held eintlik vir die mense, nee, iemand wat hoop gee. En soos wat dit toe nou gebeur het, nee, dis 'n storie wat baie duidelik vir hulle baie beteken het, en dit word natuurlik deel van die identiteit van die volgende geslag, en die volgende geslag, en so, juis omdat hulle dit so bewonder het, nee, en dit word later, Dawid, nee, Rut was die ouma Groetjie 10 geslagte van Dawid, nee, Dawid die persoon wat die oogappel was van God. Nee, met al sy foute, was hy die oogappel van God. En hy was juist die oogappel, omdat hy met soveel toewyding die mense teruggelei het na die Here toe. Nee, so geliefdes, jy kan sien, nee, die uiteindelike doel, mense se goeie eienskappe word tevoorskyn, en juist wanneer dit gebeur, bewonder mense, draak deel van jou identiteit, en dit het effek op volgende geslagte, wat kom, en veral daai tyd. Nou geliefdes, hierdie vergrootglas, wat geplaas is op hierdie mense, se goeie eienskappe, en die effek wat dit gehad het, is vir ons baie belangrik, nee, om te onthou. Maar wat toe nou gebeur het, is, Naomi gaan na Boas toe, sy kry toe nou 'n kind, en hierdie kind het toe nou kinders gekry, en jy weet, dit kom tot 'n klimaks, toe Dawid gebore is, nee, en dit gaan ook al hoe verder, nee, waar Jesus uiteindelik die groter klimaks is van hierdie ding wat gebeur het, baie jare terug, en hoe dit eintlik die res van die samelewing beïnvloed het later. So ons het vandag nog die verhaal van Rut. Maar geliefdes, wat so hoop is daar vir ons in ons direkte omstandighede? Want baie keer as jy nou voel, okay, maar dit gaan dalk nou 10 geslagte verder effek hê. Dit eintlik nie 10 geslagte, dit net tot 'n klimaks daar gekom. Nee, dit het eintlik direkte gevolg. Ons sien juist dat
Boas self en Rut self, toe hulle kind kry, nee, het hulle al reeds hierdie vreugde beleef, nee, en die verlossing van die moeilike omstandigheid wat hulle gehad het. Maar wat se hoop is daar vir ons in die tyd wat ons deur daardie gaan? Nee, en dit is om God se hand raak te sien in die toevalligheid. Dit is die punt waarmee ek afsluit, God se hand in toevalligheid. Nou geliefdes, die boek Rut is baie anders as die ander boeke van die Nuwe Testament. In die manier dat Rut is nie geskryf soos die ander boeke waar daar gesê word, en die Here het hierdie laat gebeur, en die Here het dit gedoen, en die Here het dit gesê nie. Gewoonlik het die outeur vertel dit. Hierso sien ons glad nie dat God dit doen nie. Daar word gepraat van God, maar nie deur God nie. Nee, dis nie God wat praat daar nie. Word net gepraat van God. So ons sien nie God se direkte handelinge daar nie, maar ons sien wel God se regering en sy bestuur in die toevalligheid van dinge wat gebeur. Ons baie dinge wat toevallig gebeur. Hulle kom toevallig by die regte plek aan, waar Israel is. Hulle kom, Rut gaan toevallig na die persoon toe wat die losser is. Later sou Boas gaan sit het by die stadspoort, en net toe hy daar sit, kom die persoon wat eintlik die losser is, nee, om die wetlike aspekte. So, daar's vreeslike toevalligheid wat gebeur, om dinge so reg te werk. En daarin sien 'n mens God se hand in hulle regering. Nou geliefdes, jy weet, baie keer gebeur daar tragedies met Christene. Maar dis juis sodat ons goeie eienskappe uitkom. Dis juis in sulke tragedies wat ons goeie eienskappe uitkom. En juis sodat ons ook kan raak sien hoe God vir ons sorg. Maar dan is dit vir ons belangrik om dit op die regte manier te hanteer. Want dit is hoekom hulle helde was. Nee, was omdat hulle dit op die regte manier gedoen het, dit het hoop gegee vir die samelewing, dit is iets wat 'n invloed gehad het op die res van hulle nageslag. So, baie keer, nee, moet 'n mens deur 'n tragedie, baie keer dan sien mens hoe dinge dan nou later in plek val, en hoe daar baie keer iets goeds daar uitkom. Partykeer sien ons dit nie, want dit is nie altyd vir ons bedoel nie. Partykeer is dit vir 'n nageslag, of iemand later bedoel. So geliefdes, mag jy dit raak sien, sien dalk self deur 'n tragedie sien, nog steeds op God vertrou, aan hom vashou, en raak sien, hoe hy tog nog u bystaan deur sulke tye, en mag u vreugde vind om deel te wees van God se plan, en vreugde vind in God. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, weer baie keer is ons maar die mekaar, en weet ons nie altyd die tragedies en die sleg wat baie keer oor ons lewe kom, verstaan ons nie altyd nie. Baie keer het ons maar baie vrae. Weer in deur die Gees wys U vir ons, Heer, wat U daardeur doen. Dankie vir vandag se gedeelte. Maar Heer, ons wil bely, ons twyfel maar baie keer so daaroor, en dit bly nog steeds baie keer baie moeilik. Weer, en daarom kom troos die in ons gemeente wat die troos nodig het. Kom help, dra ons so, Heer. Heer, help ons om in die dinge wat ons toeval sal noem, U hand raak sien. Maar Heer, help ons ook om raak te sien hoe U iets voortbring deur alles wat ons tref. Heer, help vir ons dat dit vreugde sal wees. Here, slegs deur die Gees dat dit vir ons 'n vreugde en 'n voorreg is om deel te wees van U plan. Here, ons wil daarom bely ons afhanklikheid van U, en ons vra tog dat U dit vir ons sal doen. En tog vra ons ook dat U uitkoms sal gee vir die wat deur hierdie tye gaan. En ons vra uitkoms vir ons land, vir ons wêreld. Heer, wees tog met ons. Weer maar help ons om gehoorsaam te wees. Help ons ook onder mekaar dat ons sal gehoorsaamheid aan U sal bewonder. En dat ons mekaar sal aanprys om dit te doen. Nie soos die wêreld sal wees wat ander dinge aanprys nie, maar dat ons gehoorsaamheid hoër sal ag.
Ons bid dit alles nie om ons verdien nie, maar alleen in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af met Tel my op. Ek wil naby aan U wees, soos 'n seun op sy vader se skoot. Ek wil naby aan U wees. Dit is die plek waar ek hoor. En U tel my op, neem my in U arm. En U tel my op, druk my styf teen aan U vas. En U tel my op, dra my in U arm. En U tel my op, en laat my nooit weer gaan. Ek wil naby aan U wees, soos 'n seun op sy vader se skoot. Ek wil naby aan U wees. Dit is die plek waar ek hoor. En U tel my op, neem my in U arm. En U tel my op, druk my styf teen aan U vas. En U tel my op, dra my in U arm. En U tel my op, en laat my nooit weer gaan. Dra my deur die diepe water, waar ek self nie meer kan staan. In U arms is ek veilig, wanneer U my dra, as ek nie verder kan gaan. Ek mag naby aan U bly, soos 'n kind op die vader se skoot. Ek mag naby aan U bly. Dit is die plek waar ek hoor. En U tel my op, neem my in U arm. En U tel my op, druk my styf teen aan U vas. En U tel my op, dra my in U arm. En U tel my op, en laat my nooit weer gaan. En U tel my op, en laat my nooit weer gaan. Geliefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit Rit 2 vers 4. Mag die Here U seën. Amen.
Bly my